Groet in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n dagelijkse basis, ook om die Nuwe Testament te voltooi by 2025. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 17 en die opskrif lees die oproer in Thessalonika. Paulus en Silas het deur Amphipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika aangekom, waar daar 'n sinagoge van die Jode was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy na die sinagogediens gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrifte met die Jode geredeneer. Hy het die skrif verklaar en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Messias. Party van hulle het toe oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'n groot aantal Grieke wat die ware God aanbid het en 'n klomp vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Die Jode was egter jaloers hieroor. Hulle het toe met hulp van 'n paar nikswerk leegleers 'n betoging begin en die stad in oproer gebring. Hulle het na Jason se huis opgeruk en wou Paulus en Silas voor die volk bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsowerhede en skreeu, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring, en nou is hulle hier in ons stad. Jason het hulle as gaste ontvang. Hulle is almal skuldig aan verraad teen die keiser, want hulle erken 'n ander koning, naamlik Jesus. Die skare en die stadsowerhede was ontstel toe hulle dit hoor. Hulle het hulle egter laat gaan nadat hulle van Jason en die ander gelowiges voldoende borg gekry het. Toe dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die Jode se sinagoge gegaan. Die mense daar was ontvankliker as die van Thessalonika en hulle het met groot belangstelling na Paulus se boodskap geluister. Hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te sien of dit is soos Paulus en Silas sê. Baie van hulle het gevolglik gelowig geword en ook heel party van die Grieke, sowel vooraanstaande vroue as mans. Toe die Jode van Thessalonika egter hoor dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig word, het hulle ook daar oproer gaan stook en die skares opgesweep. Die gelowiges het Paulus dadelik weggestuur kus toe, maar Silas en Timotheus het agtergebly. Paulus se begeleiers het hom tot in Athene vergesel. Toe het hulle teruggegaan met 'n opdrag aan Silas en Timotheus om so gou moontlik by Paulus aan te sluit. Terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het hy diep verontwaardig geword toe hy agterkom die stad is so vol afgodsbeelde. Hy het in die sinagoge geredeneer met die Jode en die wat die ware God aanbid het en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n paar filosowe, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gedebatteer. Toe Paulus oor Jesus en sy opstanding praat, het party gesê, wat sou hierdie kletskous tog wil sê? Ander het gesê, hy klink na vreemde gode se boodskapper. Hulle het hom na die Areopagus raad toe gevat en gesê, ons wil graag meer weet oor hierdie nuwe leer wat deur jou verkondig word. Dis regtig vreemde dinge wat ons hoor. Ons wil graag weet wat dit beteken. Al die Atheners en die uitlanders in Athene het feitelik al hulle tyd aan die bespreking van nuwe idees bestee. Paulus het toe in die middel van die Areopagus raad stelling ingeneem en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte nogal regtig godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk, sien ek voorwerpe wat julle aanbid, het ek ook 'n altaar gesien met die inskripsie aan 'n onbekende God. Nou ja, hierdie God wat julle aanbid sonder om hom te ken, hom verkondig ek aan julle. Hy is die God wat die wêreld met alles daarin gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde, en daarom woon hy nie in tempels wat met mensehande gebou is nie. Mensehande kan nie na sy behoeftes omsien nie, want hy het aan niks behoefte nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal se lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy elke nasie van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon.
Hy het die tye van hulle bestaan bepaal en die grense van hulle blyplek. God se doel met die nasies was om hom te soek, also hulle ook moes rondtas om hom te vind. Nie dat hy ver van enige een van ons af is nie. Dis tog juis deur hom dat ons leef, beweeg en bestaan. Soos party van julle digters ook gesê het, ons is sy nageslag. Ons moet dus nie aan God dink in terme van beelde van goud, silwer of klip nie. Ons is dan self sy nageslag. Sulke beelde is bloot skepings van mense se vaardigheid en verbeelding. God het wel mense se vroegere onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om die afgode te los en hulle tot hom te bekeer. Hy het immers 'n dag bepaal waarop 'n man wat hy beskik het, in geregtigheid oor die wêreld gaan oordeel. As bewys vir almal wie die man is, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding van die dooies hoor, het party hom uitgelag, maar ander het gesê, ons wil graag later meer hieroor van jou hoor. Daarmee het Paulus uit hulle midde vertrek. 'n Paar persone het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus-raad, en Damaris, 'n vrou, en nog 'n paar saam met hulle. Amen. En daar het ons 'n geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.